Goeiemôre, my naam is Johan van Zyl en vandag gaan ons 'n bietjie praat oor katterakke. Nee, nie kakkerlakke nie, dis nie 'n ding wat oor jou oog groei ook nie, dis katterakke. Nou, wat is katterakke en wat moet jy weet voor jy dit laat doen, voor jy oogspesialist toe gaan, want dis 'n operasie, dis gevaarlik en jy kan dit net een keer doen. So jy moet weet, wat wil jy hê? Wat is die ideale uitkoms vir jou? Wat moet jy met jou oogspesialis bespreek voordat jy oogspesialis toe gaan? Want baie keer, dis wat ons as oogkundiges in die praktyk sien, is dat verwagtinge en realiteit nie altyd daar is nie. So ja, welkom by my YouTube kanaal, welkom my pasiënte, my subscribers, my visionaries en ook my pasiënte wat op Facebook is. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor katarakte. Nou, wat is 'n katarak? Nou, as jy kyk na hierdie model en jy sal sien dis 'n ou met 'n blou oog, dan het jy al klaar deur die kornea gekyk. Nou, die kornea is nie plat nie, hy is so 'n koepel, maar ongelukkig my kornea 'n bietjie verdwyn. So 'n katarak is nie 'n ding wat oor die oog groei nie, heel eerstens. Dis nie 'n ding wat so half hier vooroor groei, dis 'n pterygium of 'n pinguicula en ons sal 'n bietjie later daaroor gesels. Maar 'n katarak is eintlik hierso agter, hier binnekant, hier agter die kleur in daai gaatjie daarso. As daai lensie daar, as hy wat in die oog is, wat jy gewoonlik nie kan sien nie. En dis net interessant, hoekom kan jy nie daai ding sien nie? Wel, daai lens, het so spesiaal, Vader het van so 'n spesiale lens gegee, dat hy geen weerkaatsing het nie. So wanneer kan jy sien of 'n ou 'n katarak het? Net baie keer as jy sien daar in die swart, en dis die afwesigheid van refleksies en glare, daai swart begin so half, jy kan iets sien as in die binnekant. En in die ou dae het hulle daai katarak net uitgehaal en baie keer was hy melkerig gewees, want hy was nou soos hulle sê, hy was nou gegroei. So daai lens daar binnekant, die lig moet reguit deurgaan tot agter en daai lens wat nou nie meer heeltemal helder is nie, wat nie meer deursigtig is nie, wat nie meer lyk soos 'n skoon ruit nie, wat begin lyk soos 'n badkamerglas, daai lens gaan van perfek skoon met geen weerkaatsings, gaan hy na letterlik soos 'n dof, en dan dink 'n bietjie as ek 'n paar kolle op hom moet sit, en as hy nou so word, dan noem ons hierdie dan 'n katarak. Dis die ooglens wat nie meer helder deursigtig is nie. Nou in die ou dae het hulle nie lense ingeplant nie. Hulle het nie die ding uitgehaal, en as jy nou jou oupa en ouma gaan nog onthou dat daar mense rondgeloop met sulke dik brille. Ek bedoel soos 'n baie dik. Nou, dan het nou net daai ding wat nou so half nie die lig deurgelaat het nie, dis soos 'n vuil badkamerglas, jy kan so half lig sien, maar jy kan geen beelde sien nie. Hulle het daai ding eenvoudig uitgehaal, en dan het ons nou vir hulle 'n bril gegee om die ding te vervang. En die ding se sterkte is ongeveer so sterk soos hierdie lens as hy ontspanne is. Hy het +20 diopter. So as jy kyk na hierdie ding, dan gaan jy sien daar staan +20 op. So as jy jonk is en die ding is mooi helder deursigtig, dan is dit sy krag as hy ontspanne is, maar as jy nou naby kyk, dan gaan die ding en hy verander van vorm tot omtrent hier by +33 diopter sterk. Nou dis die eerste ding wat mense nou sien as hulle ouer word, hulle kan nie meer lekker fokus nie, want die ding verloor sy fokuskrag. En met tyd dan verloor die ooglens nie net sy fokuskrag nie, maar hy verloor ook daai vermoë om so helder, mooi, skoon, deursigtig te wees. Hy begin nou regtig lyk soos jou headlights op jou kar, waar die lig skyn daardeur, maar daai goed is maar bietjie dof. En dan noem ons dit 'n katarak. Nou, wat sien ons in die praktyk? En ek berei my pasiënte voor, want in die ou dae het hulle net die ding uitgehaal, en dan later net 'n nuwe een ingesit,
Hulle het nie gepraat oor wat wil die pasiënt daarna sien nie, hoe moet sy visie wees nie, hoe was sy visie voor die tyd gewees, was jy bysiende, kon jy lekker naby sien natuurlik, of het jy oë soos 'n valk gehad, man, die ouens het sommer net die ding uitgehaal, 'n nuwe ene ingesit vir dieselfde krag, en daar gaan ons, en dan stuur hulle die spesialiste hulle af na ons oogkundiges toe, en ons moet nou vir 'n bril weer maak. Maar vandag is die operasie baie meer verfyn. So hulle kyk nie net na om die ding te verwyder nie, hulle vra ook vir die pasiënte, wat is jou verwagtinge? Hoe wil jy sien na die tyd? Nou, dit is wat jy oor moet dink voordat jy gaan na die oogspesialist toe. En indien dit ook nodig is, want onthou, 'n katarakoperasie is 'n operasie en daar gaan bitter min jare verby in ons praktyk waar ek nie pasiënte sien wat baie ongelukkig is met hulle na die tyd, hoe hulle visie is nie of hoe hulle oë is nie. So daar partykeer gebeur daar iets onverwags. So onthou altyd, jy gaan net vir 'n operasie as jy moet gaan. En ek sê vir my pasiënte, as jy nie meer wettiglik kan bestuur nie, of alternatieflik dat die ding nou vir jou so pla dat dit nou regtig 'n probleem is, né? Dan kom kuier vir my en ons gaan deur dit gaan. Want dis altyd makliker, né, as iets gebeur om 'n ander bril te kry, maar as iets gebeur daar in die teater, dis baie moeilik om dan 'n ander oog te kry. So onthou, daar's altyd risiko verbonde, maar met dit gesê, onthou vandag katarakoperasie is die veiligste operasie wêreldwyd en die operasie wat die meeste gedoen word. So dit het baie verander in die laaste 30, 40 jaar katarakoperasie. Ek het die eerste intraokulêre lense gesien toe ek by St. John's Ooghospitaal gewerk het in Baragwana, toe ek net jonk gekwalifiseer was. En dit was regtig vir my ongelooflik om te sien dat hoe hulle gaan van net die lens uithaal na nou 'n nuwe stukkie plastiek insit, né? So dis 'n katarakoperasie, hulle haal eenvoudig hierdie lens uit, hulle sit 'n nuwe ene in sy plek in en dit vat 'n halfuur, 45 minute gewoonlik maksimum. Maar wat moet jy nou weet voordat jy gaan? So eerstens, jy moet jou eie risikobepaling doen, hè? Jy moet verstaan, wil ek 'n bietjie langer wag, nie langer wag nie, wil ek nou gaan, wat is die voor- en nadele? Nou kom ons gesels 'n bietjie gou oor wat moet jy weet voordat jy gaan vir jou oogspesialis? Nou ek sê vir mense, as ek kyk na myself, nou ek het so 2,5 jaar gelede moes ek 'n noodoperasie kry as gevolg van 'n retina loslating en ek was my hele lewe bysiende in my linkeroog. Ek was gebore bysiende en my regteroog het 'n bietjie bysiende geword toe ek gestudeer het. En toe ek nou die chirurg sien in die spreekkamer, toe sê ek vir hom, los my bysiende, want my brein verstaan om naby te kan kyk my hele lewe. So ek wou nie enige multifokale intraokulêre lense gehad het nie en ons sal nou daaroor praat want die goed is die meer riskant as ek so kan stel, né? Dis daai tussen verwagtinge wat jy gaan dalk hoor en die realiteit wat ons baie keer in die praktyk sien. So ek het vir my chirurg gesê, asseblief ek soek 'n gewone enkelvisie lens, 'n monofokaal, dis net 'n ding wat basies so is, maar hy's nou in die sterkte. So ek soek nie 'n multifokale intraokulêre lens nie, want 'n multifokale intraokulêre lens word gemaak deur hierdie prismas te gebruik. So as jy kyk na hierdie prismas, ons gebruik hulle ook in die praktyk jy kan sien hier is uitgesny, ons plak hulle op van ons pasiënte se brille as hulle regtig baie skeel is. En 'n intraokulêre kontaklens, 'n intraokulêre lens, nie 'n kontaklens nie, maar 'n intraokulêre lens, kataraklens wat 'n multifokaal is, gebruik dieselfde tegnologie, maar hy's rond. Maar hulle sny sulke snytjies in die ding, né? En ons sal 'n fotootjie hier insit om vir julle te wys hoe lyk 'n multifokale intraokulêre lens. Maar hulle verander die prismaatjies, hulle verander die om die lig te buig. So die een probleem wat jy het met 'n multifokale intraokulêre lens is dat daar's nie een ligstraal
wat gefokus is nie. Die ligstraal word so half gebreek in ver, middel en nabykyk, maar as daar 100% lig inkom, dan gaan so half 33% van die lig gaan vir ver kyk, 33% van die lig gaan vir middel kyk en 33% van die lig gaan vir naby kyk. En dit is seker ons ongelukkigste pasiënte. En ek het nou die laaste paar jaar 2 loodse gehad, 2 pilots gehad, wat nie meer kon vlieg daarna nie, as gevolg van die extra glare en weerkaatsing wat die goed veroorsaak. Want jy kan mos nou dink, né, as die ding nou in jou oog ingebou is en jy kan sien hoe hierdie ding so half distort, nou jy moet nou hierdeur leer om te sien. En natuurlik in laagbeligte lande, soos in die noordelike halfrond, waar die pupil groter gaan, dan sukkel die mense baie meer met hierdie multifokale intraokulêre lense. Daar is suksesstories, maar as jy droë oë het en jy oorweeg multifokale intraokulêre lense, dan is my voorstel, wees maar baie versigtig en dink goed daaroor, want daai 2 kombinasies werk glad nie goed nie. Maar om nou terug te kom na my toe, so ek het vir my chirurg gesê, luister man, ek wil nie 'n multifokale intraokulêre lens hê nie, ek soek net 'n gewone lens wat op een plek fokus, en asseblief, hulle noem dit teikenrefraksie of target refraction, fokus vir my die ding nie daar by die sterretjies nie, ek wil hier om my kan sien waar my brein weet, ek sien my hele lewe bysiende, my brein verstaan om hier naby te kan kyk sonder 'n bril. En ongelukkig daai stukkie inligting tussen die chirurg wat ek in sy spreekkamer gesien het en 'n ander chirurg wat my geopereer het, en tussen ons 3 was daar 'n bietjie 'n kommunikasiegaping gewees. So toe ek nou uiteindelik na my retina loslating 'n paar maande kon begin sien, toe kom ek agter maar genade, ek kan nou lekker ver sien. Nou kyk, ek is eerlik, dis baie lekker as ek gaan swem. Of as ek nou op my fiets ry 5:00 in die oggend en ek kyk so uit oor die see. Dis baie lekker. Dit is iets wat ek nie kon voorheen doen nie. Maar glo vir my, as ek nou op hierdie horlosie vir my moet kyk vir naby kyk, 5:00 in die oggend in die Kaap en is donker, dan kan ek soos 'n 0 sien, né? En dan is my enigste maatstaaf van hoe hard ek oefen om my 300 Discovery punte te kry, is klop my hart so half uit my borskas uit. Nou dis nou nie 'n goeie meting om te kyk wat is jou hartklop op my ouderdom nie. So 'n paar maande later in die jaar, toe begin die ander oog nou regtig 'n katarak kry. En natuurlik toe sê ek nou vir my chirurg, wel hierdie oog is nou klaar so half gefokus hier op ver kyk. Ek wil nie 2 verskillende fokuspunte hê nie. Hulle noem dit monovision of mini-monovision. So baie keer, dan gaan die chirurg vir sê, weet jy wat nou, die een oog los ons nou sê maar vir ver kyk, en die ander oog los ons vir naby kyk, en dan het jy nou glad nie 'n bril nodig om na jou katarakoperasie nie. Nou kom ek sien nou vir jou, daai pasiënte sien ons ook in die praktyk, en hier na 'n paar jaar, en veral natuurlik in laagbeligte lande, so die noordelike halfrond, minder hier by ons, dan begin hierdie mense nou probleme kry met dieptepersepsie, oog-hand-koördinasie, afstandskatting, want jy leer letterlik jou brein om die een oog aan te skakel as jy ver kyk, en dan as jy naby kyk, dan skakel die brein die ander oog aan. So as jy ver kyk, dan kyk jy met een oog, en die brein skakel die een oog af, en as jy naby kyk, dan gebeur die omgekeerde, dan kyk jy nou met die een oog naby, en die ander oog word afgeskakel vir ver. So jou brein moet so half heeltyd nou kompenseer, waar kyk ek nou? Nou ons stel nie voor in die praktyk monovision nie, juis omdat ek ook so baie binokulêre visiepasiënte het, en baie van hulle begin ook sukkel met konvergensie op hulle ou dag, want die ooglens werk nie meer nie. So daai natuurlike stimulus, al het nie lekker gefokus nie, het die mense gehelp om te kan konvergeer. So ons sien baie konvergensieprobleme met pasiënte nadat hulle katarak-operasies gehad het, en veral as hulle monovision gehad het. Dan sien ons ook uiteindelik dat hulle begin sukkel met oog-hand-koördinasie, dieptepersepsie, en inteendeel in Engeland, hulle het al so half hierdie hele proses al 20 jaar gelede,
was dit al so half 'n advies gewees, moenie monovision doen nie, gaan vir hulle noem dit 'n mini mono. So gewoonlik as 'n klein verskilletjie tussen die ver en die naby kyk, nie so groot nie, dat daar nog steeds 'n mate is van dieptepersepsie. Want een van my regtig gesegdes wat ek nogal baie gebruik met pasiënte wat sukkel met die tipe goed, ek sê vir hulle, jy het nou geleer om goed te sien op die verkeerde manier, en dan kom hulle gewoonlik hier by my aan en hulle oë dryf, en julle kan maar gaan kyk op my YouTube kanaal hoe die pasiënte se oë dryf. En nou moet ons nou leer, vir julle leer hoe om nou weer reg te sien op die regte manier. En dit gaan oor om die twee oë te laat saam kyk. So, toe ek nou my retina loslating gehad en toe na 'n katarak aan die ander oog, ek het vir my spesialis gesê, ek soek net 2 goeie kwaliteit lense, monovisie, het moenie 'n multifokale intraokulêre lens wees nie, want ek soek lig. En dis die ding van daai tipe lense, daai multifokale intraokulêre lense. Dit vat die beskikbare lig weg wat inkom en dit deel dit in verskillende plekke in. Nou as ek nou so tipe lens het, ek kry al die lig op een fokus, en dan het ek 100% lig. En almal weet as jy ouer word, dan beligting is regtig baie belangrik. So, ek het toe opgeëindig met 'n situasie waar ek gegaan het van my brein het verstaan van naby kyk, en ek het nou maar 'n multifokaal gebruik, maar as ek nou lees en daai tipe goed, dan haal ek my bril af en ek kon nou lekker naby sien. So, wat doen ek toe? Ek kry toe vir my nou 'n leesbril, want ek kan mos nou ver sien, hè? En hier na 'n maand, toe het ek nou al 'n leesbril in die kar, een in my manbag, een by my huis, en ek het al klaar toe een verloor, né? En ek kon eenvoudig nie hierdie geop en af ry hanteer nie, ek kon nie. Nou vir mense wat versiende die hele lewe is, baie van hulle pas makliker by dit aan. So ek sê vir mense, as jy versiende was, jy het oë soos 'n valk gehad toe jy jonger was, bly by daai selfde tipe situasie, maar moenie dat die spesialis jou man soos 'n valk sien by sterretjies nie. Maak jou oë so 1 of miskien selfs 2 stappies bysiende, want dit verander ook. So moenie mik vir perfekte visie nie. Mik vir so half 1 stappie, dat as jy oë dalk verander, dat jy nie weer hoef 'n bril te gebruik vir ver kyk nie. Want dis wat jy beslis nie wil doen nie. Jy wil nie gaan van 'n situasie waar jy nou perfekte oë gehad het op 45 nie, en hier op 55 dan begin die TV so 'n bietjie dof raak, en nou begin jy 'n bril dra vir verkyk en vir lees, en dan hier op 65 of 70 dan het jy nou katarak. Gaan terug na dit wat jy gehad het hierso op 30 en 40 vir jou normale visie. Nou in my geval, so ek sê, ek kon dit nie doen nie, ek is bysiende gewees, dis wat ek wou gehad het, my brein het dit verstaan, en dit het my nou omtrent 2 jaar gevat. 2 jaar gevat dat my brein nou kan gewoond raak dat ek nie hoef 'n bril te dra as ek so half rondloop nie. En ek moet sê, dit is bitter lekker as ek nou strand toe gaan, so ek sê, of op my fiets ry 5:00 die oggend, maar glo vir my, elke keer as ek afkyk en ek kan nie my hartklop sien op my foon nie, dan is dit nog steeds 'n irritasie. So hier na 'n maand, toe gooi ek nou die klomp leesbrille weg, en ek sê vir my vrou, ek gaan nou maar terug na my multifocal toe. So toe ek nou omtrent, dis geen voorskrif hierbo nie, maar nou kan ek dit weer afkyk en naby kyk, en ek hoef nie heeltyd brille op en af te sit nie. So, dis die ding wat ek vir mense wil sê, die kanse dat jy weer 'n bril gaan dra na jou katarak operasie, veral as jy astigmatisme voor die tyd gehad het, droë oë, dan gaan jy heel waarskynlik daarmee moet vrede maak, dat jy gaan dalk miskien 'n bril dra na die tyd. En as jy 'n bril dan dra, dan so ek sê in my geval, ek het gevind, weet jy wat, dit is net meer prakties om 'n multifokaal te dra wanneer ek hom nodig het. So ek dra my bril nou nog steeds baie vir lees, waar ek nou so half voorheen dit nie gedra het vir lees nie. En dit is 'n frustrasie. Maar as jy nou gewoond is aan goeie verkyk, en dis nou vir my so baie lekker, as ek nou gaan swem in die see, ek kan nou om my sien, ek kan kyk nou wat gaan aan en so, ek kan nou ten minste sien wat gaan aan verder. En dis so baie lekker, maar aan die einde van die dag, wat ek vir pasiënte sê, probeer daai selfde situasie met jou spesialis bespreek. Wat is jou uitkoms? Wat wil jy hê? Wat is jou teikenrefraksie na die tyd? Nou, so ek sê, in die ou dae het hulle eenvoudig net die ding uitgehaal,
en hulle het 'n ander ene ingesit en daar was nou nie eintlik eers gepraat oor so half wat wil jy hê, hoe moet jy sien na die tyd nie. Nou vandag is dit baie meer gesofistikeerd en die uitkoms na die tyd kan regtig jou lewe verander. Maar as jy dit nie reg doen nie, as jy nie weet wat jy wil hê nie, wat is vir jou, as jy krities is op jou visie byvoorbeeld, dan en jy's enige persoon wat langpad bestuur of vlieg of 'n pilot, 'n Lewis, asseblief bly weg van hierdie multifokale intraokulêre lense. Die goue standaard vir die beste visie is nog steeds gewone enkelvisie of monofocal intraokulêre lense. En die tegnologie het regtig, soos ek sê, baie verbeter en die uitkomste is regtig baie goed. En as ek kyk na myself, maar my visie vandag is seker die beste wat ek om my kan sien in my hele lewe. So ek is baie geseënd, ek is baie dankbaar, maar dit het 'n kopskuif gevat van my kant af, waar ek meeste van my tyd vroeër nie 'n bril nodig gehad het om my te sien nie. Nou moet ek 'n bril dra om my te sien. Ek kan nie hierso sien nie en ek moet 'n bril dra om naby te sien. So al wat ek wil sê in hierdie video vandag is, gaan praat met jou oogkundige en as ons vandag vir ons pasiënte verwys, dan verwys ons hulle op die volgende basis. 1, pla dit vir jou genoeg om die risiko te vat. Natuurlik 2, oor die algemeen, as dit nie pasiënte te veel pla nie, dan sê ek vir die pasiënte, dan gaan jy as dit nodig is, en ek stuur my pasiënte as hulle nie meer wettiglik kan bestuur nie, en met een oog. Nou kom ons sê nou jou 2 oë verskil baie. Nou hier's jou een oog, en sê maar net vir voorbeeld, dis jou ander oog se voorskrif, né? Nou doen nou byvoorbeeld nou hierdie oog. En hulle vat hom van hierdie voorskrif, dit bril, en hulle maak hom letterlik soos in niks nie. Maar nou is nie net een nie, al 2 van jou oë so, maar na die tyd, nou het hulle nou die oog geopereer, en nou het jy nou net so 'n glas nodig, met die oog wat nou die katarak operasie gehad het as sulks. So hierso is nou jou een oog wat nou die katarak gehad het, en hierso is die ander oog wat nou nog nie die katarak gehad nie, en hy kan nog goed sien. Nou sê ek vir mense, moenie te lank wag om hierdie oog te doen nie, want daai twee beelde na die tyd, dit gaan nie werk met 'n bril nie. So partykeer, soos in my geval, toe die een oog nou geopereer is, as gevolg van die retina loslating, en die ander oog begin toe 'n katarak kry, toe sê ek vir my chirurg, weet jy wat, daar's 'n groot verskil nou tussen my 2 oë, is 'n brilvoorskrif, kom ons doen die ander oog ook. So as daar 'n groot verskil is, al sien die een oog natuurlik goed so, en die ander oog sien nou goed so, daar's nie 'n manier dat die brein daai 2 beelde gaan saamsmelt in jou brein as 'n beeld nie. En dit kan partykeer baie groot probleme veroorsaak na 'n katarakoperasie. En dis baie keer waar pasiënte sukkel. So probeer jou 2 oë baie dieselfde kry. Moenie 'n verskil van meer as 3 of 4 stappies tussen die 2 oë hê nie, want dit veroorsaak ook probleme, binokulêre visie probleme, soos ek sê, en veral in die aand, as jy oorweeg om multifokale kontaklense, intraokulêre lense te kry. Onthou daai tipe lense, en as jy lief is om in die aand te bestuur, as jy reis en so, daai lense tel baie meer glare, refleksie, weerkaatsing, daai tipe goed op. So opsommend, dis altyd 'n goeie idee om te gaan bietjie navorsing doen oor katarakte, chirurge, dis 'n baie veilige operasie. Meeste mediese fondse, dis 'n prescribed minimum benefit, hulle gaan meeste van jou kostes betaal, maar jy moet sorg dat jou verwagtinge en baie keer die risiko en die realiteit, almal moet so half reg op dieselfde bladsy wees. Want anders sit jy in 'n situasie waar jy miskien, soos ek sê, in my geval bysiende was, en tot vandag toe, as ek skielik afkyk sonder 'n bril, dan kan ek niks sien nie, en my hele lewe kon ek perfek sien.
Nou dieselfde gebeur partykeer vir mense wat nou versiende is, hulle kon perfek ver sien en dan verander hulle oë, dan kan hulle nie meer ver sien nie. So wees versigtig vir groot verskille tussen die twee oë. Wees versigtig as jy baie droë oë het en veral as jy dan oorweeg om 'n multifokale intraokulêre lens te kry en praat met jou chirurg. Vertel vir hom wat is jou verwagting en besef dat hy is ook net 'n mens. Daar's ook risiko's betrokke by enige operasie. En dan wil ek net vir jou sê dat ja, sterkte en ek hoop jy geniet jou nuwe oë as jy op pad is om jou chirurg te gaan sien. En indien jy enige vrae het, jy is welkom om vir ons te kom kuier. Ons is hier so in Somerset West in Suid-Afrika. As jy in die omgewing is, baie dankie, lekker dag verder.